Ek wil vanoggend met julle praat oor wat ek titel 'n noodkreet vir vaderskap. Ek dink almal van ons sal saamstem met die titel. Want reg oor die wêreld glo ek, sien ek, ervaar ek hierdie noodkreet dat die wêreld roep uit na vaderskap. Daar's nie vaders nie. Die vaders wat daar is, stel verkeerde voorbeelde. Laat die verkeerde nalatenskap agter. Is besig om hulle eie selfsugtige ambisie te bevorder en definitief nie vir die volgende generasie onbaatsigtige liefde, integriteit, karakter te toon nie. Ons samelewing roep uit. Daar's 'n desperate uitroep na vaders. Het julle daai uitroep gehoor? Daar was nou net so 'n uitroep gewees. Seker dit was joune. Soveel kinders, en ek dink hiervan kan baie van ons getuig, word groot sonder 'n vader, of met een wat nooit sy vaderlike rol of pligte kon nakom nie. Daar is menige uitdagings, seerkry, mislukkings, tekortkominge, wat maak dat vaders se verhoudings met hulle kinders skibreek lê. As jy die voorreg het om 'n goeie en gesonde verhouding met jou pa te hê, dan is jy werklik bevoorreg. Jy's deel van 'n uitgesoekte klomp mense. Soveel kinders en jong mense sukkel met identiteitskwessies en eindig op om hul erkenning en identiteit op die verkeerde plekke en met die verkeerde leiding te soek. Vraag, as jy nou regtig moet dink, hoeveel mense ken jy wat sal getuig? Ek het 'n goeie gesonde verhouding met my pa. Hoeveel mense kan dit regtig sê? Mens sal verbaas staan hoe min mense dit regtig kan getuig. En sê, ek kan enige tyd op my pa se knoppie druk. Daar's 'n gesonde verhouding. En daarom sê ek weer, ek sê nie dit is almal nie. As jy kan getuig van so 'n verhouding, joh, dan moet jy jou hande in die lug en opslaan en vandag en sê, Here, dankie. Dankie vir my pa. Daar is 'n noodkreet vir vaderskap onder ons mense. En ek wil vir jou sê, meer so as ooit in die kerk. Daar's 'n noodkreet vir vaderskap in die kerk. Dit is baie maklik om 'n pa te word. Maklik. Maar dit vat 'n man van integriteit en karakter om 'n ware man vir sy vrou en vader vir sy kinders te wees. Ek dink in 'n sin kan ons die onderskeid tref tussen 'n pa en 'n vader. Daar's vir my 'n verskil. Kom ons sê die pa is die biologiese aspek daarvan. Jy het nou 'n pa geword, geluk. Maar om 'n vader te word, vat tyd, vorming, karakterbou, volharding, deursettingsvermoë, geduld, soveel meer wat dit vat. Nou kyk saam met my Maleagi, hoofstuk 4 vers 6. Ek het sommer net so 'n paar skrifte wat ek hier en daar gaan inbring. Ek dink Annelies het van hulle ook op die bord vir julle vanoggend. Maleagi 4 vers 6, in die ou vertaling sê hy dit so: en hy, is nou God, sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders. Hoor mooi, hy, God, sal die hart van die vaders terugbring tot hulle kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders.
God wil graag vaders en hul kinders met mekaar versoen. God is in die versoeningsbesigheid. As daar 'n verhouding is tussen jou en jou aardse pa, of jou en jou eie kind, dan wil die Here deur sy genade die weg oopbaan om daardie verhouding te versoen. En dan moet ons met vrymoedigheid die Here kan vertrou en sê, Here, maak daai weg. Maak daai weg vir versoening. As jou pa nog leef en daar's 'n manier wat jy met hom kan versoen, moenie 'n dag laat verbygaan nie. Pursue dit. Daai versoening. Jy sien, God plaas 'n geweldige hoë premie op die verhouding tussen vaders en kinders. Hy plaas ook 'n hoë premie op die rol van 'n man in 'n gesin. En dis ongelukkig so dat in ons dag en tyd, ek dink oor die eeue heen, ons kan nie net sê vandag nie, as jy kyk oor die eeue heen, is die druk op daai rol astronomies. Daar's soveel faktore wat paas van hulle gesinne wegneem. Soveel faktore wat maak dat daai gesin sonder 'n pa, sonder die aktiewe betrokkenheid van 'n pa, moet oor die weg kom. Maas is dit maas die hoe sê die Engels sê childbearers. 'n Ma bring kinders in die lewe, so ma moet by daai kind wees. Pa soek of gaan agter die werk aan. Hoeveel mense ken julle onder ons Afrikaanse mense waarvan die vrou en die kinders hier bly en die man ver werk? Ek het begin agterkom, dis toenemend. Toenemend is daar mense wat ons ken wat die mans ver werk. Waar 20 jaar terug, dit was nie die geval onder ons Afrikaners nie. Ons werk was hier, jy het maar saamgegaan. Nou is die werk in Saoedi-Arabië, die werk is die kant, die werk is in Tanzanië, die werk is iewers in 'n ander provinsie. Die kinders bly maar hier want daar's stabiliteit en dis ook goed. Maar dit beteken pa is onbetrokke. En hoe ondervang ons dit? Ongelukkig is dit so, ten spyte van God se prioriteit aan die verhouding tussen 'n pa en sy kinders, is dit so dat daar nie iets is soos 'n perfekte pa nie. So al het jy die wonderlikste pa, en dan kan jy getuig van die wonderlikste verhouding met hom, is selfs hy nie volmaak nie. Hy het foute, en hy gaan ook foute maak. Toe ek het nou die dag vir 'n klomp seuns sê, toe sê een sê, nee, my pa maak nie fout, ek sê vir hom, as hy nog nie 'n fout gemaak het nie, jong man, gaan hy verseker nog foute maak. Daar's net een wat volmaak is, en dis ons hemelse Vader. Daar is nie iets soos 'n volmaakte aardse Vader nie. Daarom word baie van ons groot, hoor my, met of 'n onvolmaakte en soms 'n verwronge beeld van hoe 'n pa moet wees, hoe 'n vader moet wees. Want ons kyk vas teen hierdie beeld van 'n pa wat fouteer, wat soms moeg is en geïrriteerd is en dalk ongeduldig is. En soms net 'n man is. Soms die tipiese goed doen wat mans doen. En dit veroorsaak 'n verwronge beeld van vaderskap by baie kinders. Of daardie pa is onbetrokke as gevolg van sy werk. Hy werk, hy voorsien vir daai gesin en dit maak dat pa nie altyd daar kan wees nie. Baie paas, soos ek gesê, dis weinig teenwoordig en daar selfs paas, ongelukkig, wat heeltemal afwesig is. Enkel ouer huise. 'n Pa wat dalk oorlede is, waar daai pa totaal en al afwesig is. Die aanslag op die rol en die betrokkenheid van vaders in die lewens van hul kinders is astronomies. Dis iets wat ons voorgaan moet beklei. Ons gaan die Here moet vra, help ons. Want daai aanslag is die hele tyd, dis soos om teen 'n stroom op te swem. As jy in vandag se tyd goeie verhouding met jou kind pursue. Jy swem stroom op.
'n pa, hoor mooi, is veronderstel om die identiteit in sy kinders raak te sien en dit aan te wakker. Dit is in my opinie een van die grootste rolle wat 'n pa het, is dit om identiteit in sy kinders aan te wakker. Dit raak te sien, dit te koester, dit op te bou. Maar ongelukkig word kinders groot met daardie soeke na ware identiteit en aanvaarding, want hulle kry dit nie by die huis nie. Hierdie kinders word uiteindelik jong mense en later word hulle self ook ouers wie nie weet om van hulle kinders te bied wat leemtes was in hulle eie opvoeding nie. En dis waar dit gebeur, waar die ding oorgedra word, dat generasie op generasie op generasie begaan dieselfde foute. Want my pa was eenvoudig so, hy was hard en autokraties en ek is nou ook so met my kinders. En sodra ons daardie ding oor, of iets soos net 'n pa wat nie kan jammer sê nie, of 'n pa wat nie kan sê ek is lief vir jou nie, of ek is trots op jou nie, dis moeilik, want ek het groot geword met my pa wat dit nie vir my gesê het nie. So nou dra daai ding oor van geslag tot geslag. Ons het regtig waar wysheid nodig en leiding nodig van die een wat die volmaakte Vader is. As ons hierdie noodkreet vir vaderskap gaan moet aanspreek, moet ons by God begin. Hy is die oorsprong van lewe. Hy is die volmaakte Vader. En God se hart en begeerte is om die beeld, daai verwronge beeld wat ons het van vaderskap, te kom herstel. En ons moet hom toelaat. Ons moet by sy voete kom sit. En ons moet vra, Here, kom leer ons hoe lyk 'n vader. Ongelukkig gebeur dit dat ons baie van ons reaksioneel is in ons vaderskap. So of ons doen wat ons paas gedoen het, of ons verset ons teen wat ons paas gedoen het. Hoor? So nou verset ek my teen wat my pa gedoen het, so nou tree ek in reaksie, en dis ook ooglopend dat my reaksionele gedrag ook nie God se hart is. So ek moet eintlik vra, Here, kom genees my, gee vir my 'n skoon bladsy oor vaderskap en kom leer my hoe U vaderskap sien. Bekende skrifgedeelte, Psalm 103, vertel ons bietjie iets van God se Vaders hart. As ons vers 8, vers 11 tot 13, ek is baie lief vir Psalm 103, so jy gaan my baie hoor praat uit Psalm 103, want dit praat vir my van God se Vaders hart. Vers 8 sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol van liefde. Is dit nie hoe 'n vader moet wees nie? Barmhartig, genadig, lankmoedig en vol van liefde. Want so groot, sê vers 11, as die afstand is tussen die hemel en die aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Ek wil vir jou sê, dit is ongelukkig deel van daai verwronge beeld. God is nie hierdie ou man wat daar bo staan met 'n sweep of 'n rottang in die hand, en hy staan reg om jou te straf of jou te slaan die oomblik as jy 'n tree verkeerd gee nie. En die hartseer is, soveel mense, veral uit godsdienstige upbringing, sien God nog steeds so. En die ou man, vreesaanjaend, met 'n lat in die hand. Hy is veel meer as dit. Hy's barmhartig en genadig. Hy's lankmoedig. Hy's vol van liefde. Hy wil net die beste vir ons hê, en hy het ons onvoorwaardelik en sonder verdienste lief. Ja, hy staan vir die waarheid. Ja, hy wil ons leer om in die waarheid te wandel, en ja, soms gaan hy ons bymekaar maak om daardie waarheid na te kom, maar hy gaan altyd dit doen vanuit 'n plek
van liefde en aanvaarding. God se liefde vir ons het gemaak, dat hy tot die uiterste gegaan het. Hy het sy seun geoffer as versoening vir ons sonde. Bro, die woord is vol, en ek het net dit gelees, uit Johannes 5 vers 19, van die verhouding tussen die seun, Jesus Christus, en die Vader. Maar hoe dat uit daai verhouding uit, God bereid was, om sy eie seun te offer, vir my en jou. En ons word kinders van God, deur geloof, in Jesus Christus, wie daai offer is. Hoor wat sê Galasiërs 3, Galasiërs 3, vers 26, en dan net daarna, hoofstuk 4, vers 6 tot 7. Galasiërs 3, vers 26, maar ook hoofstuk 4, vers 6 tot 7. 3 vers 26 begin, hy sê, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Jesus Christus. En hoofstuk 4 vers 6 tot 7, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Daarom is julle nie meer diensknegte nie, maar kind. En as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam van God, deur Jesus Christus. Nou ek het die oortuiging dat ons as kinders van God, jy wat Jesus Christus bely as jou redder en jou verlosser, jy staan dan outomaties in 'n kind-vader verhouding met die Here. En as kind van God het jou geestesoë nodig om oop te gaan, sodat jy die omvang van God se liefde vir jou sal besef. En verder ook, dat jy jou identiteit as kind van God sal opneem. Ons het nodig om God se vaderhart vir ons te leer ken. En ek wil sê, die enigste manier hoe dit gaan gebeur, of een van die primêre maniere, is deur tyd in die Vader se teenwoordigheid. Tyd in sy woord. Want dis hoe 'n kind by sy pa identiteit optel, is dit nie? Deur tyd met sy pa te spandeer. Deur saam met sy pa 'n projek aan te pak, saam met sy pa iets te doen en te leer uit sy pa se voorbeeld. Ons moet tyd maak saam met die Here. Maar hoor wat sê hierdie skrif ook, jy's nie meer 'n dienskneg nie, maar jy's 'n kind, en jy's daarom ook 'n erfgenaam. Jy sien, as kinders van God is ons geskape in die beeld en die gelykenis van ons Vader. 'n dienskneg is nie in die beeld en die gelykenis van sy Heer gemaak nie, want hy is sy kind nie. Daar's nie DNA wat vloei nie. Daar's nie bloed wat dieselfde bloed is nie, maar 'n kind is. 'n kind is gemaak om in die beeld en die gelykenis van die Vader op te staan en te wandel. Jy sien, ons het nodig om daardie dienskneg mentaliteit af te skud. Baie van ons se verhouding met God is nog 'n dienskneg en meester verhouding. Ja, ons is dienaars van die Here, dis nie verkeerd nie. Maar ons is nie meer diensknegte nie, ons is kinders. En as kind is ons geroep om soos ons Vader te wees. Julle hoor, en ons moet daardie dienskneg ding afskud, want 'n dienskneg verwag straf as hy nie presies doen wat sy Heer van hom vra nie. En ons verhouding met ons Vader is nie meer gebaseer op straf nie. Dis op verhouding, op liefde gebaseer. Daar's nie veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Nou God se begeerte is egter om ons as kinders te sien opgroei na geestelike volwassenheid. Jy moet nie net 'n kind bly nie. Ons almal is kinders van God, hoor my, maar ons is nie veronderstel om kinders in die geloof ook te bly nie. Daai kleintjie wat net nou uitgeroep het, daai noodkreet wat julle net nou gehoor het van daai baba
moes begin pap eet. Sy is nou op alles, hoor. Kyk, sy kan tot 'n steak kou, as jy haar 'n halwe kans gee. Ok, een van die dag gaan sy loop, en dan word sy groot, en word sy eintlik dan eers 'n kind, dan word sy 'n jong dame, en uiteindelik moet sy 'n moeder word. So God se begeerte is nie dat ons babas en kinders bly nie, maar dat ons groei tot volwassenheid. Hoor wat sê Paulus in Galasiërs 4 vers 19. Galasiërs 4 vers 19. Dis 'n skrifgie wat so weggesteek is, maar daar's 'n stuk nugget in hierdie skrifgie wat ek vir jou wil uithaal. Hy sê, my kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Wow! So dis amper asof God van vooraf deur daai geboorteproses gaan, waar 'n kind gebore word, birth pangs, sê die Engels, until Christ is formed in you, totdat Christus gestalte in jou sal verkry. Jy sien, en dis die ding, 'n pa se bors word sommer groter, as daai seun groot word, en hy kan sien, hierdie is nou 'n jong man. Nou staan hy langs die kansel, en hy beloof trou aan 'n vrou. En hierdie pa weet, ek kan nou laat gaan, hierdie seun van my, is nou 'n man. Hy het klaargemaak vir die dinge van 'n kind. Hy's nou nie meer 'n kind nie, hy's nou 'n man. En hy gaan uiteindelik 'n vader word. Wat 'n oomblik sal dit nie wees nie. Jy sien, God wil hê, ons moet nie kinders bly nie. Hy wil hê ons moet opgroei tot volle geestelike volwassenheid. Efesiërs 4 vers 13 praat van om soos 'n volgroeide mens te wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Hoor julle dit? God se begeerte is vir jou en my om so volmaak en volwasse soos Christus te word. Dis nie 'n kind nie. Dis definitief nie 'n baba nie. Dis 'n volwasse man of 'n volwasse vrou wat so volmaak en volwasse soos Christus, nie uit jou eie krag uit nie, maar deur die Gees wat dit in jou werk. Julle hoor, nou die uitdaging is egter, hoor my hier, dat volwasse mans baie keer nog soos kinders optree. Dis soms die uitdaging, want volwasse mans, hulle wil alles doen wat volwasse mans kan doen, al die voorregte hê, maar hulle wil nog soos kinders optree. Hulle word nie groot nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 3, vers 1 en 2, nou hoor hier, as jy nou weer 'n ou kry wat soos 'n kind optree, hy is veronderstel om 'n man te wees, sê vanmôre man, ek het vir jou 'n skrifgie. Ek weet nou hoe goed gaan dit vat nie, maar okay, hier is dit. En ek, broeders, nou ek wil spesifiek nou hier sê broeders, want hy praat hier met die manne. En ek, manne, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike wêreldse, soos met klein kinders in Christus. Hy's eintlik besig om hulle so 'n bietjie in die gesig te vat. Hoor die manne, ek kon nie met jou praat soos met 'n man nie. Ek moes met jou praat soos 'n kind. Jy kan nog nie vat wat ek vir jou wil gee soos 'n man nie. Ek moet nog met jou praat soos 'n kind. Ek het julle met melk gevoed. Nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie. Inteendeel, julle is nou nog nie daartoe in staat nie, want julle bly vleeslik. En dis die ding wat in die kerk moet opstaan. Dat, kyk ek kan 'n grap gooi en partykeer dan verloor ek bietjie my marbles, maar ek het die dinge van 'n kind moet ek laat staan. En ek moet my vleeslikheid laat staan, as ek 'n vader vir my seun en my dogters wil wees, en 'n man vir my vrou wil wees. En as ek dan wel vleeslik optree, moet ek mans genoeg wees om te sê, ek's jammer.
vergewe my. Dit is nie hoe God wil hê ek moet optree nie. Dis nie die tipe gedrag wat 'n man van God moet toon nie. Ja, dis uitdaging. Sien, duidelik was hierdie gelowige manne in Korinte volwasse mans wat nog soos kinders opgetree het. En daarom dan die desperate uitroep julle noodkreet vir vaderskap. Hoor wat sê ek hier, God wil manne in die geloof ware vaders maak. Daarom is hy op soek na diegene wie bereid sal wees om te sterf in hulle self, hul vleeslike begeertes en reaksionele gedrag af te lê en hul identiteit in Christus op te neem. Ouens wat sê, man, ek is 'n man, so goed, God wil jou as man 'n ware vader maak. En jy het nodig om te leer, wat is 'n ware vader? Julle, ek praat met myself ook. Ek moet leer, wat is vaderskap? Hoe tree 'n vader op? Ons lees in 1 Johannes 2 vers 14, dat Johannes tref hier onderskeid tussen kinders, jong manne en vaders. Baie interessante onderskeid. Hoor wat sê hy? 1 Johannes 2 vers 12 tot 14. Hy sê, ek skryf aan julle, my kinders, omdat julle vergewe is om sy naam ontwil. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe jong manne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Nou, hier's 'n man met die naam Dan Schaffer, wat bietjie sin maak uit wat hier geskryf is. Hierdie onderskeid tussen kinders, jong manne en vaders. En net so tussen hakies, die vrouens het my vroeër gevra, nou is daar iets in hierdie boodskap vir ons ook? Ek dink ja, want dit gaan nie net, as die woord praat van broeders, praat hy nie net met die broeders nie, hy praat met die vrouens ook. Vleeslikheid is vleeslikheid, of dit nou 'n man is of 'n vrou wat dit doen, hoor julle. Maar tog is vandag se boodskap gerig om juist te sê dat God 'n man wil oprig in 'n huis, om daai voorbeeld te stel. Nie waar nie. En dat as vrouens, julle ook moet hoor wat God vir die manne sê. Dis vir my belangrik. Dan Schaffer skryf op bladsy 6 in sy boek Spiritual Fathers Restoring the Reproductive Church. Hy skryf die volgende oor hierdie onderskeid, en ek wil dit stadig lees, want hier's 'n stuk waarheid hierin. Hy sê, children have come to the saving knowledge of Christ. So 'n kind het reeds Christus ontvang. Kinders van God geword. Young men are strong in the word of God and have successfully fought the spiritual battle. So 'n jong man is iemand wat bietjie op begin groei het in die woord van God, wat nou begin verstaan hoe om geestelike oorlogvoering te voer. Dis 'n jong man, vol energie, wil in daai oorlog instap. But fathers know God intimately and have experienced a deeper and fuller relationship with the I Am, the God of eternity. Ja, daar's 'n stuk volwassenheid, daar's 'n dieper kennis van God wat 'n vader het. Hy skryf verder, we must mature children who have experienced salvation. To young men who know the word of God and can wage the spiritual battle, to fathers who have walked intimately with God over a significant period of time and have been used to reproduce the next generation of spiritual fathers.
If men are not reproducing spiritually, they have stopped short of experiencing and practicing full spiritual maturity. Man, nou praat ons. En dis die boodskap wat na die kerk toe moet kom. Want hoor my, die realiteit is, dat in die fisiese soveel mense in die kerk instap, en uiteindelik nie vind in die kerk wat hulle nodig het nie, as gevolg van die feit dat hulle sonder paas groot geword het, en nie verhouding met hulle paas nie. So daai is tipies die ou wat met die eerste kerkbazaar offens gaan vat, want hy het nie geleer hoe om te deel met konflik in sy huis nie. Dis nie net 'n man wat dit doen, vrouens ook. En daarom is dit nodig dat in die kerk die Here mense oprig wat nie net kinders meer is nie, maar wat jong manne in die gees geword het, maar wat ook vaders in die gees geword het, sodat die vaders in gemeenskap van gelowiges uiteindelik die stabiliteit kan skep in kerk, wat nodig is sodat daar kinders gemaak kan word, wat tot geloof kom in Christus Jesus, wat opgroei en die woord van God leer ken, en spiritual battle engage, en wat uiteindelik groot word om die volgende generasie van kinders en jong manne en vaders groot te maak. En as ons kerk, so wat ons hier sit, nie besig is om te reproduce nie besig om dit te doen nie, dan mis ons geestelike vaderskap. Dan mis ons God se hart. Want 'n familie wat nie reproduseer nie, gaan uiteindelik daai familielyn gaan afsterf. As die tronfamilie nie kinders voortbring nie, gaan die tronfamilie afsterf. En dis dieselfde met geestelike familie hier. As hierdie geestelike familie nie kinders voortbring nie, gaan hierdie geestelike familie uitsterf. En dit is waaroor geestelike vaderskap in die kerk gaan. Die kerk is desperaat vir vaderskap. En dit beteken, jy moet verby jou gesin kyk. Jy moet besef, as God jou roep tot vaderskap in jou gesin, is dit een ding, maar God roep jou tot vaderskap binne die liggaam van gelowiges. Roep hy jou tot vaderskap. Want daar's hoeveel mense om jou in geloofskringe wat nie vaders het nie. Wat nie voorbeelde het nie. Wat nog babas, kinders in die geloof is en wat nie groot word nie. Wat nie mature nie. En ons moet hulle gaan haal. As mense wat seer gekry het in die kerk. Seer gekry het in geloofskinders, want die kerk het kinders gebaar, maar daai kind se doek nie geruil nie, en daai kind nie melk gegee nie, en daai kind nie vaste spys gegee nie, en daai kind nie groot gemaak, en nie die commitment gegee om daai kind deur te vat tot geestelike volwassenheid nie. En uiteindelik aborteer ons kinders. As ons dit nie besef nie. Daar is vir my die boodskap van Vadersdag vandag. Dis die challenge vir ons as gemeenskap van gelowiges. Waar is ons geestelike kinders vandag? Waar is jou geestelike kinders? As jy nou al 2 of 3 of 5 of 10 jaar 'n kind van die Here is, waar is die kinders waarmee jy 'n pad stap? Waar is diegene in wie se lewe jy belê? Waar is die gesin wat jy nader trek? En commit tot. En bystaan. En sê, kom saam. Ons het nodig om saam die Here te dien. Dis vir my die uitdaging van geestelike vaderskap. Sien, ons wil graag sien dat gelowiges binne die liggaam van Christus sal groei tot geestelike volwassenheid en op 'n plek sal kom, nie net as vaders in hulle huise nie, maar as geestelike vaders vir die gemeenskap van gelowiges, vir die kerk en vir die gemeenskap daar buite ook. Dis wat moet gebeur.
Want daar buite is daar jong mense, man, daar's volwasse mans, wat nog nie verstaan wat vaderskap is nie. En waar ook al jy betrokke is, waar ook al jy mee besig is, as jy in 'n skietklub is daar 'n man wat langs jou skiet, en daai ou verstaan nie iets van die Here en vaderskap nie, en jy is langs hom, want miskien moet jy met hom 'n pad stap om hom by die Here uit te bring. Julle hoor, daai werkskollega langs jou is 'n kind in die gees, hy verstaan nog nie hierdie goed nie, en dan het God jou daar geplaas, maar nou is jy gefrustreerd met daai ou, en jy's geïrriteerd met hom, en jy wil jou werk verander, want hierdie ou gee jou soveel moeilikheid, maar het jou gedink, God het jou dalk daar geplaas, as 'n vader, as iemand wat in die gees inspraak moet gee en bied. Dit verander ons perspektief as ons besef waarvoor God ons roep. Dan kom Paulus en hy sê in 1 Korintiërs 4, blaai gou saam met my soontoe, 1 Korintiërs 4, dis basies my laaste skrifgie, 1 Korintiërs 4, vers 15 en 16, dis eintlik die tipe skrif wat ek wil hê jy moet self sien. Want hierdie is vir my wat hierdie boodskap aanbetref, amper die belangrikste skrif. 1 Korintiërs 4, vers 15 en 16 sê die volgende. Ek het nogals met iemand hierdie week gesit oor hierdie skrif. Hy sê, want al sou julle 10.000 tugmeesters, leermeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie. Want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Hierdie skrif tref 'n onderskeid tussen vaders en tugmeesters of leermeesters. En ek wil in dit, wil ek met die kerk praat, en ek wil uithaal hoekom die kerk nie reproduseer nie, want die kerk het verval in 'n leerbeester platform, en nie besef, ons is veronderstel om vaders te wees, nie leermeesters. God roep ons nie as tugmeesters nie. Hy roep ons as vaders. Daar's een massiewe verskil. Wat is 'n tugmeester? 'n Tugmeester of 'n leermeester is iemand wie jou leer, jou onderrig en selfs jou teregwys. Jou onderwyser by die skool is 'n leermeester. Hy's nie iemand wat noodwendig naby 'n verhouding met jou staan nie, maar wie jou vertel wat jy moet doen, wat jy nie moet doen nie en hoe jy dit moet doen. Ons het baie sulke mense in Christelike kringe wat ons wil leer en onderrig in die weë van die Here, maar tog nie die moeite en die tyd vat om ons te leer ken vir wie ons is nie, nie met ons persoonlike verhouding bou nie moeite doen om by ons huis te draai nie ons leer ken nie 'n vader is nie, maar 'n leermeester. Wat is 'n vader dan? 'n Vader se prioriteit is naby 'n verhouding met sy kinders. Vaderskap gaan oor verhouding. As ons vaderskap najag in die kerk, dan is ons fokus verhouding met mekaar. Nie om vir met mekaar in debatte in te gaan oor is jy reg of is ek reg oor die interpretasie van die skrif nie. 'n Vader is onvoorwaardelik lief, voorsien vir sy gesin, beskerm sy geliefdes, verskaf sekuriteit, dissiplineer waar nodig, gee wyse leiding, onderrig met deernis. 'n Vader is soveel meer as 'n leermeester. 'n Ware vader is daar vir jou, maak nie saak wat nie. As jy die teer tref, as jy deur moeilikheid, as jy sukkel, as swaar kry jou tref, is 'n vader die persoon op wie se knoppie jy kan druk en wie jou ondersteun en jou bystaan en jou deurbid en vir jou in daai oomblikke wyse raad gee. 'n Vader is selfs bereid om vir jou te vertel wat jy nie wil hoor nie, maar op so 'n manier dat jy wegstap en voel, jy's hierdie ou glo in my, maar jy het sopas tereggewys. Maar jy stap weg en jy voel,
bemoedig. Want daai persoon het jou rug. Indien ons meer vaders as leermeesters in die kerk kan oprig, kan jy imagine? Kan jy imagine wat die effek daarvan sal wees vir die kerk? Ek wil afsluit met 'n aanhaling van 'n man met die naam Seth Burns. Hy praat van secrets of spiritual fathering. Dit is eintlik 'n onderwerp op sy eie. Ek kan eintlik oor geestelike vaderskap nog 'n diens hou, of 'n reeks. Maar kom ek noem hierdie paar punte. Ek dink dit sal vir ons iets beteken. I've learned over the years the following about spiritual fathering, sê hierdie man. A spiritual father will see you for who you are and will be a champion of your heart. Dis iemand wat jou hart raak sien en wat vir jou who roots for you. Die ou wat op die kantlyn skreeu en jou bemoedig. Fathers give their sons and daughters an inheritance. An inheritance has to do with a tribe, a ministry and a spiritual DNA. Daar's 'n nalatenskap wat vaders agterlaat. Dit gaan nie noodwendig oor die fisiese goed wat 'n pa vir sy seuns gee om te erf nie. Dit gaan oor die kultuur wat hy nalaat. Die manier van optree, die DNA. Die geestelike DNA wat hy gedeponeer het. Fathers are generous with their time, with their sons and daughters. They are there for them in life's storms. Fathers teach their sons and daughters how to live life. They help them wake up to the kingdom. Daar's iets. Help them to wake up to the kingdom. Besef jy, my seun, besef jy wat die Here vir jou gee? Besef jy wat hy vir jou wil oopbreek? Jy kyk vas teen wat nou hier gebeur, maar kyk verder, sien die groter prentjie. Dis die tipe inspraak wat 'n vader gee. Fathers don't give themselves the designation of father. Sons and daughters do. Men who talk about themselves as fathers a lot probably do so out of their own need for affirmation. Be careful of them. A son or daughter should be slow to call anyone their spiritual father. They may want to do so prematurely because of a hole in their own heart, but a father must prove his faithfulness over time. Daar's 'n stuk commitment wat moet kom in gemeenskap van gelowiges, dis in disippelskap, om oor tyd in iemand se lewe te investeer. Fathers are consistent. Too many of you have suffered under inconsistent father figures. Their inconsistency can be a form of abuse. Don't confuse authority figures, especially your pastor, with a spiritual father. Pastors may qualify as a spiritual father if they show up in your life over time and are deeply invested in a personal way. Dis nie omdat jy 'n titel het dat jy outomaties 'n vader is nie. Nou het ek die titel, ek is die pastoor, so dit maak my jou geestelike pa. Nee. Vaderskap is iets wat kom met dit bewys homself oor tyd. Some of you are fortunate to have dads who have loved you well and have become not only a physical father but also a spiritual father to you. Recognize that your dad is part of a rare breed of man and you are privileged. You may have other spiritual fathers, but be sure to never let that fact diminish the role of your own dad in your life. Honoring your natural father for who he is and what he's invested in you is the fifth commandment God gave to his people. Ja, daar's my 'n belangrike ding. Want baie keer in geestelike kringe het ons soveel ontzag en respek vir hierdie ouens wat geestelik in ons lewens belê, dat ons eindig op om eintlik ons eie natuurlike paas te disrespekteer. Dis nooit die doel van vaderskap in die koninkryk nie. My eerste roeping as pa, as man, is om my eie kinders te vader. My fisiese kinders. Dis my eerste roeping. Maar dan, as iemand wat in diens van die koninkryk, en dit is nie net ek nie, dis ons almal, het ons almal 'n roeping om ook in geestelike kinders se lewens te belê. Maar ek kan nooit my prioriteit vir my eie kinders minderag nie.
Hulle moet eerstens weet, ek is daar, hulle is my eerste disippels. To get the most from a spiritual father, you have to press into them. Don't expect them to do all the work. Make it easy for them to invest. Ek wil afsluit deur te sê, mag ons, ek en jy, daardie vaders vir 'n vaderlose generasie word. Daar's regtig 'n noodkreet vir vaderskap. Mag die Here help. Daar's soveel gebrokenheid om ons. Ons as liggaam van Christus het nodig om relevant die behoefte na erkenning, aanvaarding, sekuriteit, hoop, dissipline in die kerk aan te spreek. Daar's mense wat daai behoefte het en jy moet om jou kyk en besef, hier's iemand wat nood het, hier's 'n jong man wat instap, wat leiding nodig het. Kan ek nie daai jong man onder my vlerk neem? Kan ek nie hom help met daai leiding? Hier's 'n jong gesin wat jy die goed worstel wat jy 20, 30 jaar terug dalk nie geworstel het, kan jy nie daai jong gesin ondersteun nie. Baie keer is 'n gesin se fisiese ouers net ver. En daai vrou het 'n ma nodig wat nou hier is en naby is. En dan wil die Here dalk 'n dame oprig en sê, kan ek jou uitvat vir 'n koffie? 1 keer 'n week. Praat net. Ek gaan net sit en luister. Dis al wat jy doen. Hy vrou het dalk net iemand nodig om die timmer af te pak. Ek wil ook sê, baie keer rig die Here mense op wat vir ons in verskillende gebiede inspraak gee. Dink nie dat jy een persoon het wat noodwendig, jy dalk iemand wat vir jou op finansiële gebied raad en inspraak gee. Daai ou is soos 'n geestelike vader. Maar wat iemand is wat 'n godly finansiële inspraak in jou lewe kan gee. Julle hoor, iemand anders kan vir jou inspraak gee oor jou eie ouerskap. Iemand anders kan vir jou net 'n vriend wees. Vaderskap gaan vir my so wyd en so ver, maar ons besef nie dat die Here 'n kultuur van vaderskap wil oprig onder ons nie. Mag ons iets van dit snap. Kom ons sluit die oë.